Ek en jy het ongetwyfeld iets in gebeen. Ons het behoefte om te voel ons behoort. Ons wil onvoorwaardelik liefgehê wees. Ek en jy wil aanvaar word met ons gebreke. As jy vinnig terugdink na die dag toe jy daai liefde van jou lewe ontmoet het en daai eerste drukkie wat julle mekaar gegee het julle so in mekaar ingesmelt. Julle het gevoel julle word een in die lewe. Dis wat 'n behoefte na behoort aan my en jou doen. As jy dink aan die chemikalieë wat afgeskei het en die hormone wat in jou are ingepomp het en vir jou brein 'n boodskap gegee, dis 'n smaaklike gevoel. Dan begin hy geheue opbou van hierdie smaaklike gevoel. Maar die realiteit is ongelukkig. Iewers moet ons bietjie uitmekaar uit beweeg want daar's verantwoordelikhede daar buite. En soos wat ek en jy wegbeweeg het van ons maat af, so het ons al hoe meer daai hinkering gehad om terug te kom. En hier begin 'n interessante ding in ons lewe. Besluitneming. Keuses wat ek en jy moet maak. Op watse terme wil ons teruggaan na hierdie maat toe van ons? Wat is ons bereid om op te offer om terug te gaan, om weer daai ervaring te kry van ek behoort, daai chemiese en hormonale afskeiding wat hierdie smaaklike idee in ons brein agterlaat. Ek en jy kan as te ware, ek dink in my opinie dalk verslaaf raak daaraan, want is regtig vandat ons gebore is tot die dag dat ons kop neerlê, is dit werklik deel van ons lewe. Elke besluit wat ek en jy neem, selfs van jou kinderjare af, jou maats wat jy gekies het, keuse gemaak het, die sport wat jy gekies het om te wil behoort, hierdie maat wat jy vandag mee lewe, daai eerste liefde wat jy gehad het, die kinders wat uit die huwelik uitgekom het, was alles keuses van ek wil behoort. En natuurlik ook is daar vir mense keuses op finansiële gebied wat vir hulle belangrik is. Hierdie as te ware verslawing wat ek en jy kan kry, kan ons bietjie in die warm water sit. Dit kan vir ons problematies raak. Wanneer ek hierdie besluit neem uit liefde vir myself, omdat ek verstaan, God sê, ek moet God lief hê met my hele hart, hele siel, hele verstand, en dan daai naaste van my, soos myself. Ek dink dan soos op 'n veilige gebied. Maar wanneer ek selfliefde nie verstaan nie, hierdie behoefte na behoort aktiveer my besluitneming, en ek wil heeltyd by hierdie persoon wees, vir wat ek uit daai persoon uit kan kry, noem dit maar selfsugtig. Dalk weet ek dit nie eers nie. Dalk is my behoefte na behoort so groot dat ek dit nie eens agterkom nie. Die realiteit is, dit sit ons in 'n emosionele tronk. En 'n emosionele tronk is 'n gevaarlike plek. 'n Emosionele tronk is soos 'n fisiese tronk. Ek het 'n emosionele besluit wat ek maak, ek wil behoort, ek tree buite die land se wette op. En dan vat hulle en sluit hulle my toe in 'n tronk. En hulle sê vir my, jou emosies wat jy nou wil uitdruk en wil ervaar, ons vat besit daarvan. Ons neem besit van jou tyd. Jou tyd is nie meer jou tyd nie. Jou behoefte na behoort nou aan ons. Ons gaan dit vir jou vervul op ons terme. En dis wat ek en jy al baie gesien het in die lewe in. Dalk is jy daar vandag, dat jy in 'n huwelik sit waar jy in 'n emosionele tronk is, waar iemand besit geneem het van jou vryheid van keuse, jou behoefte om te wil behoort, wil daai persoon vir jou vervul.
Jou emosie is nie meer jou emosie in die huwelik nie, jy mag nie meer voel soos wat jy voel nie, jy word stil gemaak. Jou tyd is nie meer jou tyd nie, jy moet maak wat hierdie persoon van jou vra. En dit is waarskynlik uit 'n selfsugtige behoefte wat hierdie maat van jou het, hierdie kind van jou het. Om jou in 'n emosionele tronk te sit sodat hulle kan voel hulle behoort. Hulle is so honger na daai eenheid, na daai ineensmelt proses. Dat hulle buite die wette, die reëls, die raamwerk, die grense, wat jy dit ook al wil noem, van die huwelik optree. Buite die ooreenkoms van ouer-kind verhouding begin optree. Ons kry dit selfs mense wat hulle emosie so oordonder en soveel emosionele besluite maak op finansiële gebied en geld spandeer wat ek nie het nie, net om vir die oomblik te kan voel ek behoort. En is asof daai persoon net nie kan ophou om geld te spandeer nie. Wat ek nie noodwendig het nie. En dan sit hy finansies my in 'n emosionele tronk. Geld besluit hoe ek mag voel en geld besluit waarop ek tyd kan spandeer. Geld beperk my. Hy neem my vryheid van keuse in besit. Ek en jy gaan 'n hele paar gesprekke hê, want die kans is goed dat jy mense ontmoet het of selfs in jou eie lewe dit ervaar. Ons maak besluite soms onbewustelik. Ons is nie eens bewus van wat ons doen nie. Die langtermyn gevolg gee vir ons 'n prentjie wat ons nie eintlik beplan het nie. Want dat ons tyd uitgeloop. Die emosionele keuse wat ons gemaak het lank terug, het veroorsaak dat ons tyd begin uitloop in die toekoms. En die langtermyn gevolg sit ons in daai emosionele tronk. Kan ons daar uitkom? Ek waarborg jou, jy kan daar uitkom. Wil ons graag hê dat ons jonger geslag, ons kinders, nie in daai tronk beland nie, dis hoekom ek ook die gesprekke het. Dis tweeledig. Ons kan hier uitkom as ons onsself daar bevind, maar ons kan ook voorkomend optree dat die volgende geslag nie daartoe gaan nie. Want ek en jy weet, indien ons onsself daar bevind, dis definitief nie die maklikste plek om te wees nie.